Nou vir oggend se tema is geseënd om tot seën te wees. Dis nou ons tweede deel van rentmeesterskap wat ons verlede week het Heinrich vir ons die eerste deel gedoen oor rentmeesterskap en ons gaan net so vinnig terugkyk na wat hy gesê het. Maar as jy dit gemis het, as jy nou verlede weekie was, dan kan jy dit vandag op YouTube kry om die eerste deel te luister. So Heinrich het begin by Psalm 24 vers 1 wat sê 'n psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So dit beteken dat alles behoort aan God. En dit sluit ons ook in, ek en jy. En Heinrich het verder gesels oor wat maak dit dan van ons, as God die eienaar is, wat is ek en jy dan? En ons is dan rentmeesters. Nou, in 'n eenvoudiger taal of manier om dit te sê, ons is dan bestuurders van dit wat God aan ons toevertrou. So alles wat ons het, is eintlik seëninge uit God se hand uit. Dit kom van God af. Hy vertrou dit toe aan ons, terwyl hy vir ons plek regmaak in die hemel. Maar wat beteken hierdie bestuurdeel? Nou ons gaan kyk na Matteus 25 vers 14 tot 30. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, so ek gaan net so terwyl ons gesels gaan ons kyk na spesifieke verse van dit. Maar dis die bekende gedeelte waar die man, die eerste versie begin by die man, het op 'n ver reis gegaan en voordat hy gegaan het, het hy vir sy diensknegte sy besittings gegee om op te pas of om na dit om te sien terwyl hy dan nou op reis gaan. En later as ons lees, dan word die woordjie man word vervang met heer. So die man of die heer in hierdie storie verwys eintlik na Christus toe. Christus het, die Engels praat van 'n far country, so dis 'n ver land, en dit is eintlik, toe Jesus hemel toe gegaan het hy aan ons wat sy kinders is, dis die diensknegte, is Christene of kinders van God, het hy goeders toevertrou, en hy het vir ons gevra om na dit om te sien, om dit te bestuur. So ons gaan 'n bietjie verder daaroor kyk, so die man gee uit genade uit, gee hy vir hierdie 3 diensknegte van hom, hulle noem net 3 in die Bybel, so ons gaan werk met daai 3. Gee hy sy besittings, en hy het uit sy genade uit, hy het nie vir almal dieselfde gegee nie, hy het verskillend gegee, en die Bybel sê volgens hulle vermoë. So, en ek wil hê ons moet gou stil staan by daai genade deel, want ons ontvang ook vanuit God se genade sekere goeders. Nou in 1 Petrus 4 vers 10 staan daar, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. So ons met die goeders wat ons kry, ons vermoëns, ons hulpbronne, elke geleentheid, kom vanuit God se genade. My ma is in 2014 oorlede. Dit was baie wille jaar. Want buiten laat sy kanker gehad, so haar siekbed was baie traumaties. Toe sy oorlede, toe gebeur daar slegte goed met my pa, en toe word my kar gesteel. So in 'n bestek van 3 maande. Dat ek eendag het ek het dit al vir baie vertel, maar het ek regtig gesê, Here, nou kan ek nie verder hê. Maar in daai tyd het ek ook vir die Here gesê, wat ek is en wat ek het, is net u genade. Want dit het my ook 'n ander perspektief gegee, al het dit so wild gegaan. Het die Here in daai tyd so baie met my gewerk en geskaaf en verander, en dis een ding wat ek besef het, is niks wat ek het, kan ek sê is myne nie. Dis net deur die Here se genade alleen. En
En daai erkenning van dit kom uitsluitlik van God af, dis uit sy voorsiening, en nou moet ek dit wat hy aan my toevertrou het, is sy seëninge, daarmee moet ek ander seën, want dis nie vir myself nie. Dis nie vir my wat hy dit gegee het nie. So ek is geseënd, sodat ek verander tot seën kan wees. En vrygewigheid, want dis waaroor ons gaan praat vandag, en is 'n eintlik 'n moeilike onderwerp, soos wat Heinrich ook gesê het, dis een van die moeilikste dissiplines as ons dit regtig wil doen soos wat die woord sê, en nie soos wat ons dink nie. Nou vrygewigheid word deur genade aangevuur, want as ons besef wat ek het is God se genade. Dit gaan nie oor hoeveel ek het nie, maar dit gaan oor my gehoorsaamheid om dit in diens van God tot eer van God toe te pas, nee, so dit gaan nie oor wat ek het nie. Dit gaan nie oor hoeveel ek het nie. En ek wil ons teruggaan na Matteus 25 toe, na die omsien en die bestuur gedeelte, nee, want toe hierdie man sy besittings vir sy diensknegte gegee het, het hy nie gesê, okay, hou dit net vir my nie. Keer net laat dit niks oorkom nie, pas dit net op nie. Hy het eintlik bedoel, terwyl ek weggaan, nee, jy's mos aan my bestuurder, nee, moet my besigheid moet verder gaan. En wat is God se besigheid? Dis sy koninkryk. So ons kan nie dit wat hy aan ons toevertrou het, net mee sit nie, want dan gaan 'n besigheid kan mos nie floreer as ons net al ons geldjies bymekaar hou nie. Daar moet nou iets gebeur. So daarmee sê hy eintlik, gaan werk met dit, doen iets met dit. En God sê dit vir ons ook. Ek gee vir my kerk, nee, wat ons is, gee ek sekere goeders, vaardighede, gawes, geld, wat ook al. Nee, gebruik dit sodat my koninkryk kan groei, kan uitbrei en kan floreer. So ons moet hierdie goed in diens van God tot eer van sy naam gebruik. En waaroor gaan God se koninkryk eintlik? Oor mense. Ons moet mense bereik. En as ons sê ons moet mense bereik, beteken dit nie net, ons kan net, ek het so oulike dingetjie gelees, wat die een ou gesê het, as jy vir 'n honger ou die woord wil gee, of vertel van Jesus, dan moet jy dit toemaak in 'n toebroodjie. Nee, en dit is daai ding van ons moet bedien, 'n mens is gemaak uit 3 dele, liggaam, siel en gees, en ons moet fokus op die mens in sy totaliteit. Ons kan nie vir iemand wat honger is, net woord gee, sonder om vir hom 'n broodjie te gee nie. So ons moet mense bedien in as hulle volle mens wees, né? So toe hierdie man nou vir sy 3 ouens, sy 3 diensknegte goeders gee, né? Het hy vir die eerste een, het hy hoeveel gegee? Jy kan raai? 5, né? Hy het vir hom 5 gegee. En vir die tweede ou het hy 2 gegee. En vir die derde ou het hy net 1 gegee. En ek as kind het altyd gedink, jene, maar dis unfair. Dis unfair dat die een 5 kry en die ander 1. Maar so het hy gegee 5 en 2 en 1. En die 2 ouens wat 5 en 2 gekry het dadelik gegaan. Die woordjie dadelik staan daar duidelik. Hulle het dadelik gegaan en hulle het dit verdubbel. En die een wat 1 gekry het, hy het syne gaan begrawe. Nou kom ons kyk hoekom hulle dit gedoen het, maar eers wil ek kom by, daar het 'n tyd gekom wat hierdie man, die Heer, teruggekom het. En hy het van hulle rekenskap gevra, hy het van hulle rekenskap gevra, en toe die ou wat 5 gekry het, hy het begin sy sin met, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die een wat 2 gekry het, het dieselfde gesê. Meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. En die feit dat hulle eers begin met, meneer, dit het u vir my gegee.
So hulle erken dat dit van God afkom. Dis nie ek was oulik en ek het nou 5 goeders bymekaar gemaak en begin woeker met dit. Nee, hulle erken dat God, dat hulle Heer die gewer is van hierdie goeders, né? En toe sê hulle het dit verdubbel. En wat was die Heer se antwoord? Ons sien dit in vers 21 sê die Heer, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. So dit het hy vir hulle al 2 gesê, vir die een wat 5 gekry het en die een wat 2 gekry het, sê hy, wel gedaan, jy het goed gedoen. Jy was ywerig getrou, daar staan goeie en getroue diensknegt. En dan sê hy vir hom, oor min was jy getrou, maar oor baie sal ek jou aanstel. En dan sê hy, gaan in die vreugde van jou Heer. En dit beteken, wanneer ons getrou is, dan ontvang ons vreugde, dan ontvang ons blydskap. En die 3de ouetjie het 1 gekry. En wat het hy met sy 1 gedoen? Hy het dit begrawe, wat eintlik sê, vir ons ietsie sê van hierdie ou. Nee, dit sê vir ons, hy is eintlik 'n bietjie ongelowig, nee. En toe die Heer vir hom nou terugvoer vra, van hom rekenskap, wat het jy gedoen terwyl ek weg was? Nee, begin hy nie, u het dit vir my gegee nie, hy begin met, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. So hy maak verskonings, nee, hy voel, sy Heer is hard, hy sê hy is bang, en wat was die Heer se antwoord op dit? Hy sê, jou slegte en luie diensknegt. So die Heer haal uit dat hierdie ou, nee, het dit begrawe, hy het niks daaraan gedoen nie. Hy het dit net daar gelos. Hy gee nou, hy maak verskoning, hy sê maar hy was bang en eintlik glo hy self verleen deur te sê dat hierdie Heer van hom 'n harde man is, want Christus is alles behalwe hard. So ons moet ook versigtig wees om ons eie leuns oor God te glo, dalk vanuit ons agtergrond waarin ons groot geword het. Want om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, maar dit is al oor en oor gesien, dat die prentjie wat jy van jou aardse pa het, is baie kere die prentjie wat jy van God het. Dit gebeur outomaties. En as jy jou pa, jou aardse pa, as 'n harde man of 'n, ek wil amper sê, Samejoor tipe ou beleef het, dan gaan jy dalk die geneigtheid hê om God so te beleef. Of as jy 'n afwesige pa gehad het, gaan jy dalk God so beleef. So om regtig te gaan delf in God se karakter, in wie hy is, en nie jou eie, ek wil amper sê, tot jou eie gevolgtrekking te kom, van wie God is nie, want dan gaan jy ook glo, goeders wat hy eintlik nie is nie. So om tyd in sy woord te spandeer. En dan hierdie ou was bang. En iemand wat bang is 'n slaaf is bang. En ons voor ons redding, voor ons bekering is ons slawe van sonde. En God sê vir sy kinders, ek het nie vir julle 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En watse verskonings gebruik ons? Dalk gebruik ons nie dieselfde verskonings as wat hierdie ou gebruik het nie, maar een verskoning weet ek wat ons gebruik is swaar kry. Wanneer ons swaar kry, dan skuif ons fokus. Ons is so opgeneem met ons omstandighede, met wat besig is om in my lewe te gebeur, dat ek vergeet van die seëninge wat God vir my gee, dat ek die klein goedjies, want baie kere verwag ons net al hierdie major goed, nee? Maar ons kyk die klein seëninge in ons lewe, kyk ons mis. En eintlik wil God hê dat ons swaar kry as platform moet gebruik om genade te wys teenoor ander, om God se seëninge uit te deel, wil ek amper sê. As ons maar net kyk na Paulus se lewe,
was die tye wat dit met hom die swaarste gegaan het, was eintlik sy grootste getuienis. So om juist dit te gebruik in ons lewe, om 'n getuienis na buite te wees. En vanuit ons swaar kry, behoort ons eintlik meer te kan gee, op alle vlakke. Baie kere sê ons, maar ons is te besig, ons kan nie, baie mense, ek het met iemand te doen gehad, hy het altyd gesê, Lisinda, waarmee kan ek jou help? En as ek vir hom sê, dan sê, jene, net nie dit nie, net nie dit nie. So baie kere wil ons eerder, ons sal geld gee, maar ons wil nie betrokke raak nie. En God vra van ons nie net die een en die ander nie. Hy vra van ons alles, want alles kom van hom af. Partykeer is ons bang, want ons is dalk bang, ek weet nie lekker hoe nie. Of net nou maak ek 'n flop hiervan, so ek gaan dit eerder los. Dis soos daai ouetjie toe hy sy goed begrawe het, was een van sy bang wees goedjies dalk. Ek weet nie, want dit sê nie in die Bybel nie, maar dalk het hy gedink, net nou mors ek dit op, en dan het ek nie eers hierdie een om terug te gee nie. Ek weet nie wat was sy rede nie, en partykeer voel ons net minderwaardig. Ons kyk na ander mense wat so begaafd is. Ons kyk na Ilse wat al hierdie fenomenale kosgoeders kan maak, né? En dan dink ek, jene, waar kos betrokke is, gaan ek niks doen nie, want ek kan dit nie so goed doen soos sy nie. Ons meet ons aan ander se vermoëns. En dan besluit ons eerder om niks te doen nie. Ek kan nie bid soos daai ou nie, wat in die intersessiegroep is. So ek gaan eerder, maar ek sal bid, maar ek gaan eerder net hier op my eie wees. Ek wil nie betrokke raak nie, want ek is so bang dat ek kan nie opweeg teen die ander nie. Voel so minderwaardig teenoor die ander. En dan is ons net bloot ons eie wil of ons eie ek. Ek sien lusie. Ek wil net kerk toe kom en net 'n bietjie sit en ontspan. Ek wil nie nog nou moet ietsie gaan doen nie. Daar staan baie meer verskonings, ek weet nie, want om betrokke te raak, vra opoffering, want dit vra van jou iets. Dit vra dat ons moet opstaan uit ons stoel uit en nou moet ek iets gaan doen. Baie kere as ons baie introvert is, nee, dan vra dit van jou, jy voel so blootgestel en so vulnerable, dat ek sien nie kan, ek wil eerder net hier op my hoekie, in my hoekie net wegkrimp, niemand moet my net sien nie, maar dit vra van ons baie keer om op te staan en al aan te meld en te sê ek sal, want dis vir die Here en nie vir mense nie. So God gaan ook van ons rekenskap vra, soos wat daai Heer van sy diensknegte gevra het. En God kyk nie hoeveel sukses jy behaal het nie. Hy kyk nie, joeg, jy het nou hierdie meesterse ding gaan doen nie. Hy kyk of jy gehoorsaam was. So God oordeel ons gehoorsaamheid. Was jy ten volle gehoorsaam? Of was jy ongehoorsaam? Dis wat beoordeel word. En in 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 2 sê hy, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word, dat hulle gehoorsaam moet wees. En daai gehoorsaamheid gaan oor twee goed, dit gaan oor om te gee en om te doen. En dit is soos die seentjie in die Bybel waarvan ons lees wat sy broodjies en sy visse gebring het. Dit was baie min, nee? En vir ons as mens sou ons dalk gedink het, ag my kind, dankie, maar dit gaan nou regtig help. Daai bietjie gaan nou geen verskil maak nie. Maar vir die Here, nee, is jou bietjie wat jy kan doen. Jou bietjie wat vir jou in jou mindset, is dit 'n bietjie. Is dit vir God genoeg? Hy kan dit gebruik tot eer van sy naam. 1 Korintiërs 9 vers 16 en 17 sê, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie. Want die dwang is my opgelê, dis soos ek is geroep om hierdie te doen. En wee my as ek die evangelie nie verkondig nie, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon. Maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou.
Hierdie was toe ek het lees en ek besef wat, ek het dit al 100 keer gelees. Maar vir die eerste keer het daai weer my nogal tussen my oë getref. Want dit sê eintlik dat as ons dit nie doen nie, as ons God se evangelie nie verkondig nie, dan wag daar vir ons oordeel. En daai weer my is eintlik baie sterk. Dit is soos disaster wag vir jou. Soos 'n vreeslike oordeel. So ons kan nie net goeders gee nie, ons moet doen en ons moet self die evangelie bring. En dalk, ek weet ook nie altyd hoe nie, maar as jy God se kind is, het jy alles wat jy nodig het om dit te kan doen. En al sê jy een reeltjie vir iemand, of doen een dingetjie vir iemand, wat die Here op jou hart lê op daai oomblik, want dit gaan weer terug na gehoorsaamheid, om net gehoorsaam te wees, wat hy vir jou sê op daai oomblik en dit te doen. So wat behels hierdie vrygewigheid nou eintlik? En dit behels ons tyd, om ons tyd te gee, talente omgee, ons hulpbronne, dit wat ons het. En hoe sien God wanneer iemand vrygewig is? Hoe sien hy vrygewigheid? Filippense 4 vers 18 sê, maar ek het dit alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. En dan kom dit, dis vir hom 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. So wanneer jy vrygewig is, wanneer jy gee, dan is dit vir God 'n offer. Dit is 'n lieflike geur, Dit is vir hom 'n offer wat hom bly maak, wat hom behaag, wat vir hom plesier verskaf. En so tipe kerk was die kerk in Macedonië. Hulle het uitgeblink, soos in hulle het dit regtig fenomenaal reg gekry. Die genade van gee. Julle kan dit self gaan lees in 2 Korintiërs 8 tot 9. Ek gaan net so 'n paar goed vir julle uitlig van dit. Want hulle was oorvloedig in hulle vrygewigheid. Hulle het nie die minimum gegee nie, hulle het die maksimum gegee. En hulle was nie 'n ryk kerk om dit te kan doen nie. Hulle het dit nie gedoen met swaar harte van, nou moet ek dit gee, maar eintlik het ek dit self nodig. Hulle was oorvloedig, vreugdevol in hulle gee. En hulle het bo hulle vermoë gegee. Bo wat hulle eintlik kon bekostig, het hulle gegee. En uit hul armoede. Nou daai foto, as ons vallei toe gaan, Andries skraal toe, julle daai mense het niks. Roosterkoek is vir ons dalk 'n goedkoop ding. Dis wat koekmeel gis, weet jy wat kom nogal in nie. So vir ons is dit 'n goedkoop ding. Wat kos 'n pak koekmeel? R39, partykeer 'n bietjie meer, maar dit sê jy kan uit R100 kan jy eintlik baie roosterkoek maak. Maar vir iemand wat niks het, julle is daai bak is soos 'n bak goud wat ek vashou. Want uit hulle min, uit hulle armoede, gee hulle vir ons 'n skottel roosterkoek. En dit is daai ding van soos die weduwee ook wat gekom het, en sy het haar offer gebring, en sy het alles gegee wat sy moontlik kon. En dit is die voorbeeld van die kerk in Macedonië, maar daai roosterkoeke is nou die voorbeeld van Andries Skrol se mense, wat vir ons gee. Die ander interessante deel is, hulle het gesmeek dat die mense vir wie hulle dit wou gee, dit moes vat. Dit was vir my so kosbaar eintlik, want gewoonlik, in die Engels sê begged, en 'n beggar is iemand wat vra. Maar hier doen hulle die teenoorgestelde, hulle is die beggars, maar hulle wil gee, en hulle smeek dat jy dit net moet ontvang. En dan, ten spyte van hulle swaar kry, was hulle vrygewig. Nou ek het so 'n paar jaar terug, het ek met 'n dogtertjie gewerk, wat ek gesien het vir counselling. Sy was op daai stadium 6 jaar oud, en daar was 'n brand. Sy bly by haar ouma, hulle kon betyds uitkom, hulle kon niks saamvat nie. So alles wat sy gehad het sy verloor. Speelgoed, skoolgoed, klere, sy het niks oor gehad nie.
En in my counselling, sy het nie eers 'n blyplek gehad, hulle moes op 'n stadium met sy na ouma verlang, het hulle by vriende gaan bly, totdat hulle kon begin om die huis reg te maak. En hierdie dogtertjie kom eendag en sy bring vir my daai. En sy sit dit trots, ek moet dit dra om my nek, sy het dit vir my gebring. Julle my hart wou breek, want hierdie kind wat niks het nie, bring vir my haar beste. Want en hoe slegter ek voel, nee, hoe trots is sy op, sy kon iets vir my bring en iets vir my gee, vanuit haar swaar kry. Wou sy, en hy hang nou by my speelkas, en ek kyk so baie na hom, en dan bid ek vir hom. Want daai omgee hart, daai gee hart van haar, en dit alles, die kerk in Macedonië het eers te begin om by, hulle het hulle self vir God gegee en toe verander. Want ons kan nie vrygewig wees soos God vra, as ons nie hom in ons lewe het nie, as hy nie koning van my lewe is nie. Want as hy nie koning van my lewe is nie, dan wil ek nog my goedjies hê. Party mense dink ek is van nature meer vrygewig as ander. Maar as ons regtig wil wees soos wat God in sy woord sê, dan kan ons dit net reg kry as God koning van my lewe is. So hulle het hulle self vir God gegee, en in Handelinge sien ons dat dit eintlik beter is om te gee as om te ontvang. Nou al hierdie goed is, die woord sê dit ons moet dit doen, maar hoe kry ons dit reg? Hoe kan ons dit reg kry om so vrygewig te wees, soos die kerk in Macedonië? Wat moet gebeur? So eerste moet ek myself gee aan God, en ek dink behalwe dat ons dit doen wanneer ons tot bekering kom, is dit eintlik amper elke dag se ding wat ons kom nie oor tot bekering nie, maar net daai ding van Here, U is koning van my lewe, om dit amper te verklaar. En wanneer ek dit dan verklaar, dan sê ek eintlik, Here, alles wat ek het, kom van U af. Dis U sin, dis nie myne, dis nie vir my om te sê wat ek daarmee moet doen nie. U moet dit vir my sê en vir my wys. So om te erken, tweede dan, dat alles kom van God af, alles wat ek het, Here, behoort aan U. Ek moet net vir nou, moet ek dit bestuur, en wys vir my dan hoe. In Jakobus 1 vers 17 lees ons, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. So wanneer ons erken dat hy ons voorsiener is, dat dit van hom afkom, dat elke seëning van hom af is, dan skuif dit dadelik my fokus. Nee, dat ek is nie gefokus op wat nou missing is in my lewe nie, wat kort ek heen. Ek fokus dan op dit wat God vir my gee. Dan om dan uit dankbaarheid, nee, die Here te loof, vir elke seëning wat uit sy hand uitkom. Daar's daai bekende liedjie van tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en ek dink ons kan dit meer doen. En om dan regtig die Here te eer vir dit wat uit sy hand uit na jou toe kom. En dan moet ons oorgaan tot aksie. Nou moet iets gebeur, want ons kan nie net meer in ons stoeltjie sit nie. Ons kan nie verby mense daar buite kykie, want God wil hê dat dit wat hy ons mee vertrou het, moet uitgaan. Ons moet dit uitgee. En dit beteken nie net gee nie, maar ook doen. Is ek moet dit wat die Here vir my gegee het, moet ek gebruik, en ek moet iets met dit gaan doen. Nee, ek kan dit nie net begrawe nie, want dan gaan hy eendag vir ons ook sê, lui, slegte dienskneg, as ons dit net gaan veilig hou, totdat hy kom. God het vir ons elkeen gawes gegee, wat ons in sy diens kan gebruik. Ons gaan aan die einde, dit is hoekom, party gaan nou dink, ek speel op julle emosies of julle gevoel, dit is hoekom ons die kollekte aan die einde gaan doen. Maar Heinrich het verlang, het hy gesê, dat as ons vergadering het, die personeel, en ons beplan vir die volgende diens, dan sê hy, kollekte is eintlik
'n daad van aanbidding. Wanneer ons kollekte gee, dan eer ons eintlik God. En ons wil eintlik dit doen as 'n aanbiddingsdaad. So, wie wil ek julle herinner, dit gaan nie oor hoeveel nie. Daai weduwee, dit wat sy gebring het was baie min, maar dit was haar beste. Daai dogtertjie se dingetjie wat sy gemaak het, was haar beste. Daai roosterkoeke was die beste. Is om God te eer met dit wat hy aan jou toe vertrou het. Of dit nou jou R2 of jou R5 of jou R500 is. Dit is tussen jou en die Here. Dit gaan nie oor, ek wil amper sê, dit gaan nie eers oor Faros nie. Dit gaan oor jy en God. So wanneer ons nou die kollekte gaan doen, gaan ons dit doen om God te vereer met dit wat jy gaan gee. Saam met dit gaan ons het so 'n blaadjie, hy staan voor in die houertjies, maar Team Beer gaan hulle vir my uitdeel vandag. Want ek weet mos hoe dit gaan as julle begin gesels, dan loop ons verby die tafel, en dan as ons by die huis kom, onthou ons vir X daarvan. Maar al ons huidige bedieninge is op hierdie blaadjie. En ek wil vir jou uitdaag, om oor te gaan tot aksie. En om te kom aanmeld. By elke bediening is daar die bedieningsleier se naam en kontaknommer. Gaan meld aan waar die Here jou wil gebruik. En ek weet party gaan nou sê, ek's te oud, ek kan nou nie meer baie doen nie. Ons intersessiespan is daar wat jy kan saam bid. Daar is ander goeders wat jy kan doen. Iemand het eendag gesê, die Here, laat ons nie aftree nie. By hom tree ons aan, So in God se diens, met God se werk, koninkrykswerk, is daar ongelukkige X's aftree nie. En eintlik is dit gelukkig. Want as ons getrou is, as ons in sy diens is, dan is daar vir ons loon. So ek wil julle uitdaag om nie net die papiertjie op te vrommel en om weg te gooi nie, maar om te kom aanmeld, nie vir Faros nie, vir die Here, wat hy op jou hart lê. So ek gaan eers dat ons stil word en bid, en dan gaan ons die kollekte doen, en aan die einde van die kollekte gaan ons afsluit met 'n lied, en dan sal ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons sluit die oë. Here God, ons het U nodig, want uit onsself uit, Here, kan ons hierdie doen nie. Here, uit onsself uit is vrygewigheid, rentmeesterskap, al hierdie dinge, Here, dis net te groot vir ons. Here, maar dankie dat ons kan weet, dat as ek aan U behoort, as U koning van my lewe is, dan kan ek deur U krag dit doen. Here, U ken elkeen wat vanoggend hier is. Here, ek bid dat U vir ons sal openbaar, Here, waar ons nog, wil sê te suinig is, Here, waar ons nog terughou, waar ons nog nie in gehoorsaamheid optree nie, Here, wys dit vir ons, Here. Here, en dat ons vanoggend sal kom na U toe, en vergifnis sal vra, Here, daar waar ek nog wil koning kraai oor iets. Here, en dan bid ek dat ons sal uittreë en aantree en betrokke sal raak daar waar U ons wil hê. Here, dat ons nie sal doen omdat mense dit van ons vra of mense van ons dit verwag nie, Here, maar dat ons dit uitsluitlik sal doen omdat U so sê. Here, ons wil nie meer passiewe kinders van U wees nie, Here, ons wil opstaan en ons wil doen wat U vra. Here, sal U vir ons lei en sal U vir ons leer, Here, in hierdie journey, Here, want ons weet ook dat wanneer ons aantree, gaan dit partykeer moeilik gaan en daar gaan swaar kry tye kom. Here, maar sal U vir ons help om dan weer ons fokus ingestel te hê en te kry op U. Here, en wanneer ons ook nou die kollekte gaan opneem, Here, bid ek
dat ons niks sal ingooi net uit onsself uit, nie Here, maar dat ons dit tot eer en verheerliking van U naam sal doen. Ons bid dit in U naam. Amen.